Ons groet ook almal wat nou elektronies by ons aandiens aansluit, hier in die huis van die Here. Mag ons ook vanaand hoor wat God deur die profeet Jesegiel vir ons wil sê, en mag ons dit regtig ter harte neem en ook gehoorsaam doen. Ek wil net ook nou vir die wat elektronies by ons ingeskakel het, sê dat ons volgende 2 Sondae nie by ons hier in Falconreach Kerk het nie. Ek gaan met verlof wees die 26ste April en die 3de Mei, en daarom gaan ons daardie 2 Sondae, dis net oggenddienste, inskakel by Unitas Park gemeente. So daar gaan vir daardie 2 Sondae nie opnames wees nie. Daar sal wel dan weer die 10de Mei, as my somme my nie in die steek laat nie, sal daar weer eredienste hier in Falconreach en ook weer opnames wees. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige God, Heer en Hemelse Vader, aan U alleen kom toe al die lof en die eer, die dank, die aanbidding en die heerlikheid tot in alle ewigheid. U grootheid, glorieryke mag, majesteit en heerlikheid ken geen einde nie. U koningsheerskappy strek oor alles en almal van ewigheid tot in ewigheid. En het geen grense of perke nie. U het alles gemaak, Here, van die grootste planete en sterre tot die kleinste mikroorganismes. Daar is so baie dinge hier op aarde wat ons nog nie eers ontdek het nie. Gereeld hoor 'n mens van nuwe ontdekkings wat die mens maak. Maar U het dit alles lankal reeds gemaak en U ken dit. U is ook met al ons dae goed bekend. U ken ons lewensduur. U weet hoe lank ons hier op aarde is. En U het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons. En daarom roep U ons om in U diens te staan, om in Christus te glo, en om ons geloof in beweging te bring, deur op die regte pad te kom en daar te bly, en deur hard te werk aan die uitbreiding van U koninkryk. Daarom bid ons ook weer vanaand, Here, vergewe ons luiheid en ons gemaksigtigheid en ons selfsugtigheid, en maak ons fliks en hardwerkend in U koninkryk, sodat U daardeur geëer en verheerlik mag word. Dit alles vra ons in die naam, die mooiste naam wat ons ken, die naam waardeur ons verlos en gered word, die naam Jesus Christus, ons Here. Amen. Met ons reeks oor die profete is ons tans nog by Jesegiel besig, en vanaand by hoofstuk 22. Ons gaan lees vanaf die eerste vers. Ons gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar ons gaan wel die hele hoofstuk behandel. Jy het self jou oordeelsdag nader gebring, is die opskrif van die gedeelte. Die woord van die Here het tot my gekom: Mens, wil jy hom oordeel? Wil jy oor die stad van bloedvergieting oordeel? Vertel dan van hom, van sy afskuwelike dade. Jy moet sê, so sê die Here my God, stad wat bloed vergiet het in homself en so die oordeel oor hom gebring het, wat vir hom afgode gemaak het en so homself verontreinig het. Jy staan skuldig aan die bloed wat jy vergiet het. Jy is onrein deur jou afgode wat jy gemaak het. Jy het self jou oordeelsdag nader gebring en by jou einde uitgekom. Ek maak jou 'n spot onder die nasies, al die lande sal vir jou lag. Die wat naby jou is en die wat ver van jou af is, sal vir jou lag. Jy gaan so erg te kere
dat jou naam vuil geword het. Elke regerder van Israel het sy mag misbruik om bloed te vergiet in jou. Vader en moeder is in jou verag. Die vreemdeling is verdruk in jou. Die weeskind en die weduwee is mishandel in jou. Wat aan my gewy is, het jy geminag. My sabbate het jy ontheilig. Daar is mense in jou wat ander belaster om hulle dood te veroorsaak, wat aan die offermaaltye op die berge deelneem en wat afstootlike dinge in jou doen. Daar is mense in jou wat by hulle pa se vrouens slaap en wat vrouens onteer, selfs terwyl hulle menstrueer en onrein is. Die een begaan afskuwelike dinge met die ander se vrou, die een pleeg afstootlike dade met sy skoondogter en verontreinig haar, die een onteer sy halwe suster, sy pa se dogter. Hulle laat hulle in jou omkoop om moord te pleeg. Hulle vat rente en woekerwins. Hulle pleeg bedrog en doen ander tekort. Hulle maak of ek nie daar is nie, sê die Here my God. Ek slaan my hande saam oor die oneerlike wins wat jy maak en oor die bloed wat daar in jou vergiet is. Sal jy nog selfversekerd wees wanneer jy jou sterk probeer maak vir die tyd wanneer ek met jou handel? Ek, die Here, het gepraat en ek sal dit doen. Ek sal jou versprei onder die nasies en jou uitmekaar jaag na ander lande toe. Ek gaan 'n eind maak aan die onreinheid in jou. Jy het jouself onrein gemaak in die oë van die ander nasies. Jy sal besef dat ek die Here is. Tot sover ons skrifgedeelte vanaand. Jy sal onthou in die vorige hoofstuk word Jesegiel beveel om vir die koning van Babel se swaard 2 moontlike paaie te gaan uitkap op pad na Israel. Die een via die Ammoniete en die ander een sommer reguit via Jerusalem. En daar word vertel hoe beide die Israeliete en die Ammoniete uiteindelik onder Nebukadneser se swaard gaan deurloop, maar dat dit God is wat hulle gaan straf vir hulle ongehoorsaamheid en opstandigheid, en hy gaan Nebukadneser daarvoor gebruik. Dan hier in hoofstuk 22 word die sondes wat die volk gedoen het, een vir een op die naam genoem en uitgewys. En in die begin van die gedeelte word daar duidelik gesê, dit is ek, die Here wat praat en wat hierdie dinge sê. So Jesegiel praat dan namens God met die volk oor hulle sondes. En daar word vir hulle gesê, dat deur hulle sondes, hulle self hulle oordeel nader gebring het. Hulle het self hulle oordeel soos 'n magneet aangetrek na hulle toe, op grond van al hulle oortredings. En dan word die goed genoem wat hulle gedoen het, en ek gaan elke keer wys watter gebod ter sprake is, want ons gaan sien hoe dat al die gebooie op die einde van die dag een na die ander ter sprake gebring word. Hulle het bloed vergiet, daar word gepraat van die regeerders, wat bloed vergiet het, dat hulle geweld en moord gepleeg het, en dis mos 'n oortreding van die 6de gebod, jy mag nie moord pleeg. Hulle het afgode gemaak en aanbid, en dis 'n oortreding van die eerste 2 gebooie, waar God sê dat daar geen ander gode voor sy aangesig mag wees nie, en dat daar geen beelde gemaak mag word en dit aanbid mag word. Regeerders het hulle mag misbruik, ook 'n oortreding van die 6de gebod. Nou so seker die eerste en die tweede gebod ook daarby kon inreken, veral die eerste gebod, want wanneer die regeerder so magsugtig en eersugtig word, dan kry hulle mos nou 'n godkompleks en dink hulle naderhand, hulle is onaantastbaar en hulle tree op asof hulle self God is. En dan kom die 5de gebod aan die orde, wanneer daar gesê word dat hulle vaders en moeders verag het, in plaas daarvan om hulle te eer, soos wat die 5de gebod beveel. Vreemdelinge word verdruk, weeskinders en weduwees word mishandel, wat ook 'n oortreding van die 6de gebod sou kon wees, wat sê jy mag nie moord pleeg nie, want Jesus het gesê, as jy iemand uitskel vir 'n gek of vir 'n idioot, is dit so goed of jy het
moord gepleeg, is jy strafbaar met die helse vuur en strafbaar voor die regbank. En daarom, as jy weduwees, weeskinders en vreemdelinge verdruk en mishandel, is dit ook so goed asof jy hulle doodmaak. Ons dink nie altyd so daaraan nie, maar dis die implikasie van Jesus se bergrede. En dan dit wat aan God gewy is, soos die Sabbate, het hulle geminag en hulle die Sabbate ontheilig. En dis 'n oortreding van die 4de gebod, dat ons die Sabbatdag moet heilig en dit as 'n dag moet deurbring wat aan God toegewy is, en dat daar dan geen werk gedoen mag word nie. Mense word belaster sodat hulle dood veroorsaak kan word. En dis 'n oortreding van die 9de gebod, waar jy nie valse getuienis mag aflê nie mag oneerlik wees of jok nie, en natuurlik die 6de gebod wat uiteindelik weer moord insluit. Mense word belaster sodat hulle doodgemaak kan word. So daar word slegte goed van mense gesê wat nie eers die waarheid is nie, sodat daardie mense die doodstraf kan kry. Dan word daar deelgeneem aan die offermaaltye op die berge, en dis natuurlik die 2de gebod wat oortree word, die afgodsbeelde wat gemaak word en op die berge aanbid word. En dan word die 7de en die 10de gebod oortree. Die 7de gebod sê jy mag nie egbreek pleeg nie, en die 10de gebod sê jy mag nie begeer nie. Nou gewoonlik gaan egbreek pleeg en begeer hand aan hand met mekaar, want die een lei tot die ander. Die man kyk na die vrou, begeer haar, sy kyk na hom, begeer hom, en dan word daar egbreek gepleeg. Nou, egbreek pleeg, volgens Jesus, is as jy na iemand kyk en haar begeer, is dit so goed of jy klaar egbreek gepleeg, as ons na die bergrede gaan kyk. Egbreek pleeg in die Bybel is om 'n seksuele verhouding te hê met iemand met wie jy nie getroud is nie. En dan oor iets wat buite die eg plaasvind, buite die huwelik. Dit is egbreek pleeg. Daar word gepraat van seuns wat slaap by hulle pa se vrouens. Nou dit beteken nou nie noodwendig hulle eie ma nie, maar dit kan 'n stiefma wees. Dit kan ook wees dat die pa meer as een vrou het, en dat hulle dan nou nie by hulle ma nie, maar dalk by een van die ander vrouens slaap. Maar dit kan ook wees dat hulle by hulle eie ma's slaap en dat bloedskande plaasvind, as ons dit letterlik vertolk. Verder onteer hulle vrouens wat menstrueer en dis onrein is, ook weer 'n oortreding van die 7de en 10de gebod. Nou, daar word in Levitikus voorskrifte gegee rondom hierdie aangeleentheid, en dit het maar te doen gehad in daardie tyd, veral omdat hulle nie antibiotikas en allerhande steriliseermeganismes en goed gehad het en in plek gehad het nie, dat dit ook verbied is, aan die ander kant ook, want die huwelik het 'n drieërlei funksie. Prof. Johan Heinz het gepraat van prokreasie, rekreasie en partisipasie. Nou, dis 'n verskriklike groot woorde wat hy altyd gebruik het. Prokreasie is voortplanting, so die rede vir die huwelik enerzijds in daardie tyd was voortplanting gewees. En voortplanting kan nie plaasvind tydens menstruasie nie, en daarom was dit verbied gewees. En dan die rekreasie gedeelte kom daarin dat mans en vrouens mos nou een word, intiem is, en dat hulle mekaar geniet, mekaar se deelname geniet, en dis waar die partisipasie inkom, dat dit is in 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou, waarin hulle deelneem aan mekaar, en waar hulle hulle liggame vir mekaar gee, en so een word. En as 'n mens buite daardie raamwerk onbeweeg, dan praat jy van egbreek pleeg. Hulle het afskuwelike dinge gedoen met ander mans se vrouens. Ook weer die 7de en die 10de gebod, en weer in die agtergrond van wat ons by 'n vorige geleentheid gesê het oor die vrugbaarheidskultusse. Ek gaan nou nie alles daaroor weer herhaal nie, maar wanneer hulle besig is met hierdie afgodery en die aanbidding van die Baal afgode veral, dan het hulle hierdie verskriklike orgies en goed gehad, en selfs met ander mans se vrouens. Hulle verontreinig selfs ook hulle skoondogter, dat 'n pa nou sy eie seun se vrou onteer.
Hulle onteer ook hulle halwe susters. So hulle dalk nou nie dieselfde pa of dieselfde ma nie. Hulle is dalk stiefboetie, stiefsussie, halwe boetie, halwe sussie, en dan doen hulle op daardie manier ook bloedskande. Hulle laat hulle self omkoop om moord te pleeg. Weer 'n oortreding van die 6de gebod. Is amper asof hulle hitman is, assassins, wat gehire word to kill. Nou daar's vreeslik baie rolprente met dit as tema. As 'n mens op die internet daarna soek, dan kry jy 'n hele lang lys rolprente wat daaroor gaan. Hulle vat rente en woekerwins, ook daar in die eerste 5 boeke in die wette van Moses, soos dit ook bekend staan, word daar gesê dat die volk nie mekaar geld moet uitleen teen rente nie. Dat hulle nie woekerwins moet maak nie. Dit gaan oor onregverdige wins maak. Regverdige wins is wanneer die produk wat jy verkoop teen 'n wins, dit redelik en billik is. Maar wat hulle gedoen het, is hulle het daardie perke oorskry van redelikheid en billikheid en geld op rente uitgeleen, wat vir die Here nie aanvaarbaar is volgens daardie wette in die Ou Testament nie. Hulle het verder ook bedrog gepleeg en ander mense tekort gedoen, wat oortreding is van die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Oortreding van die 9de gebod, jy mag nie valse getuienis aflê nie, met ander woorde, jy mag ook nie bedrog pleeg nie, mag niks doen wat vals is nie, en ook die 10de gebod, wat te doen het met begeer. Hoekom pleeg hulle bedrog en doen hulle ander mense tekort, is omdat hulle begeerig is, gierig is, geldgierig is. Die ergste van dit alles vir God, is dat hulle maak asof hy nie daar is nie. Hulle lewe asof hy nie bestaan nie. Asof hy nie raak sien wat hulle doen nie. Asof hy nie bewus is van al die oortredings wat hulle begaan nie. Dit wat hulle dink hulle agter die skerms en onder die lakens en in die geheim doen, hulle dink God weet nie daarvan nie. En God beklemtoon, hy weet daarvan. En deur Esegiel sê hy vir hulle ook, hy weet daarvan, hy sien dit raak, niks is vir hom 'n geheim nie. En dan word daar gesê dat God sy hande saamslaan oor al die oneerlike wins en oor al die bloedvergieting. Nou, dit hande saamslaan is maar 'n idioom in daardie tyd om te sê ek is verbaas. Ek kan amper nie glo wat ek sien nie. Dit is net te ongelooflik vir woorde. Daarom gaan God optree en hy gaan hulle straf, hy gaan hulle tot 'n bespotting maak en hy gaan hulle onder die nasies verstrooi. Dit het te doen met die ballingskappe wat op pad is, die oorloë wat op pad is, en ook die feit dat die ander nasies vir hulle gaan lag en met hulle die spot gaan dryf, omdat hulle die slawe gaan word van koning Nebukadneser. En omdat die ander nasies hulle ook bespot en vir hulle lag oor hulle onsedelikheid, hulle onreinheid, hulle onheiligheid, die manier waarop hulle leef. En sodoende gaan God dan deur hulle te straf 'n einde maak aan al die onreinheid. Want vir God is dit afskuwelike dade, soos wat ons heel in die begin van hierdie hoofstuk gelees het en ook in die verlede ook al gehoor het. God se straf het ten doel om hulle te laat besef dat hy die Here is. Nie die afgode nie. Die afgode is nie Here nie. Al beteken Baal en Here dieselfde, is Baal nie die Here nie. Daar is net een ware heilige God. En dis vir ons die drie enige God. En hy is die Here en sy straf het ten doel dat 'n mens dit ook moet raak sien. Nou, vir my is daar baie bewyse dat God regtig bestaan. Maar een van die bewyse is dat wanneer jy afdwaal, jy as sy kind, dan kom haal hy jou. Hy tug jou omdat hy jou liefhet. Hy wys jou tereg. Hy los die 99 skape om daai een verlore skaap te gaan soek. En as hy hom kry, is hy vol vreugde en vol blydskap. Dis die gelykenis wat Jesus mos vertel het. Maar dink maar aan jou eie lewe.
Dink maar aan die kere wanneer jy die regte pad byster geraak het en jy op die verkeerde pad begin loop het. Hoe dinge net dood eenvoudig alles net begin verkeerd gaan het. Hoe die een ding na die ander ding van die gevolge van die sonde jou begin inhaal het en jou getref het. Dis tog 'n bewys dat God bestaan. Ja, soms gee God mense oor aan hulle sonde en laat hy hulle begaan sodat hulle sonde hulle kan straf. Maar ander kere beleef jy hoe dat God vir jou kom nader trek en vir jou sê, my kind, dis nie die pad vir jou daai nie. Dis nie waar ek wil hê jy moet wees nie. Kom terug na my toe. Dis tog 'n bewys dat hy bestaan, dat hy ons liefhet, dat hy vir ons omgee. Dan in vers 17 tot 22, wat ons nou nie saam gelees het nie, word daar 'n metafoor gebruik van 'n smeltoond om hulle straf mee te vergelyk, sodat hulle kan besef, weer eens, dat hy die Here is. Dis die besef wat God by hulle wil tuisbring. Daar word gepraat van die smeltoond, wat die mense wat by Mittal werk baie goed sal ken, waarin 'n mens nou baie warm hitte gebruik om metale te smelt, sodat jy dit kan vorm en kan giet en iets daarmee kan maak. Nou, ystersmid in daardie tyd, hy het ook so 'n smeltoond gehad, waarin hy dan nou die yster gesmelt het, sodat hy dan nou, het sy 'n swaard of wat ook al hy wou maak, daarmee kon maak. Nou so warm soos wat daardie smeltoond is, so warm gaan hulle straf wees, wil die Here vir hulle sê. Soos wat daardie smeltoond die staal reinig van allerhande onsuiverhede. En soos wat goud ook, wanneer die mens dit smelt en die smeltoond gereinig word van die onsuiverhede, so wil God hulle ook reinig van hulle onreinheid en van hulle sonde. En daarom gaan hulle deur 'n smeltoond moet gaan. En dan in vers 23 tot 31 word uitgewys dat die regerders, die priesters, die amptenare, die gewone burgers, met ander woorde almal is oortreders. Hulle oortredings word genoem en dit stem ook ooreen met die lys wat ons in hierdie gedeelte van die eerste 16 verse wat ons bespreek het. Dit stem daarmee ooreen oortredings van God se 10 gebooie. En almal gaan gestraf word sodat hulle kan besef dat die Here God is. Dis God se doel met sy tugmaatreëls. So wat is die boodskap vir ons uit Jesegiel hoofstuk 22? Kom ons begin by Jakobus 2 vers 10 in die Nuwe Testament. 'n Gedeelte wat ek al baie keer aangehaal het, nou weer. Dit leer ons dat wanneer ons al die gebooie gehoorsaam, maar net in een opsig struikel. Sê nou maar ek is gehoorsaam aan al 9 gebooie, maar ek vertel 'n wit leentjie. Ek lê valse getuienis af. Dan het ek eintlik die hele wet oortree. Dan is ek 'n wetsoortreder. Dan is dit so goed of ek het moord gepleeg, afgode gedien, God se naam ontheilig, al die goed wat ter sprake kom. Al het jy net een klein gebod oortree, het jy almal oortree. En deur Jesegiel wys God die volk daarop dat hulle al sy gebooie oortree het. Hy noem hulle een na die ander, en jy kan dit terugvind in die 10 gebooie. Die volk het dus hulle verdiende straf oor hulle self gebring, en daar word ook in die gedeelte gesê, hulle het dit nader getrek na hulle toe. Mens kan amper sê, soos 'n magneet yster nader trek. En dan besef ons ook, wanneer ons sondig, dan maak ons eintlik asof God nie daar is nie. Dan maak ons asof hy nie bestaan nie. Asof hy nie alles weet en nie alles sien nie. Dis eintlik soos 'n klap in sy gesig. En nou, na Jesus se kruisiging, soveel te meer. Want die Hebreërs skrywer sê, wanneer ons een keer hierdie genade van God ontvang het, en ons raak afvallig, en ons val weer terug in die sonde, dan kruisig ons vir Christus weer van vooraf. Dan maak ons hom in die openbaar tot 'n bespotting.
dan minag ons die Heilige Gees van God. So sonde behoort by kinders van God glad nie teenwoordig te wees nie. Want ons weet God sien alles raak. Niks is vir hom 'n geheim nie. Daarom is sonde ook die allergrootste dwaasheid. En behoort dit ons ook te verbaas, soos wat dit God verbaas. Moet ons eintlik ook ons hande saam slaan en sê, maar dis ongelooflik dat daar sonde kan wees. En daarom het Augustinus ook gepraat van sonde as die onmoontlike moontlikheid. Wanneer God ons tug, of wanneer hy ons straf, wanneer hy ons terugtrek op die regte pad, is dit omdat hy ons liefhet. Dis waaroor Hebreërs 12 ook gaan. Soos 'n pa wat vir sy kind liefhet en hom tug, so het God ons ook lief en tug hy ons. En hy doen dit want hy wil vir ons wys dat hy die Here God is en niemand en niks anders nie. En daarom, soos ek net nou gesê het, is dit een van die beste bewyse vir God se bestaan. Is die feit dat hy jou kom haal as jy afgedwaal het. Die feit dat hy tugmaatreëls toepas, juis omdat hy jou liefhet. Baie ouers vandag dissiplineer nie meer hulle kinders nie. En ek praat nou nie van fisiese geweld nie. Moet my nou nie verkeerd verstaan. Daar's baie maniere waarop 'n mens kinders kan dissiplineer en dit nog binne die raamwerk van ons grondwet kan doen. Maar ouers laat hulle kinders begaan. Die kinders word die baas in die huis. Die ouers sal vir die kinders vra, wil julle kerk toe gaan? Dan sê hulle nee, dan bly ons maar almal by die huis. Dis nou maar net 'n voorbeeld. Maar is so 'n tipiese ding wat vandag gebeur. Want die ouers wil nie konflik hê nie. Hulle wil nie hê die kinders moet voete stamp kwaad word nie. Want wat doen die kinders as hulle gedissiplineer word? Hulle sê vir die ouers, julle haat my en ek haat julle. Hulle is so lief om dit te doen. En dit wil 'n ouer tog nou glad nie hoor nie. En nou laat hulle maar die kinders begaan om maar te doen wat hulle wil. As jy dit doen, het jy nie jou kind lief nie. Dan doen jy jou kind 'n onreg aan. As jy nie vir jou kind leer dat verkeerde gedrag nadelige gevolge het nie, dan het jy nie jou kind lief nie. God het ons lief en daarom wys hy vir ons dat verkeerde gedrag nadelige gevolge het. En as 'n mens dit nie van kleins af leer nie, dan word jy 'n bedorwe brokkie. En dit wat bederf is, word vrot. Daar's soveel ouers wat met volwasse kinders sukkel, wat nêrens kom in die lewe nie, wat op pad is nêrens nie. Soms is die kinders verslaaf aan dwelms, of alkohol, of medikasie, of wat dit ook al mag wees. En dis 'n verskriklike stryd wat daardie ouers het. En nou wil ek nie sê dit gebeur omdat die ouers die kinders altyd bederf het nie. Somstyds is dit wel so. Somstyds is dit omdat die kinders blootgestel is aan verkeerde vriende en hulle daartoe verlei het. Maar wat dit ook al mag wees wat die redes daarvoor is, dit is aaklig om so met volwasse kinders te moet sukkel, wat nie op die regte pad kan kom. En daardie ouers sit met hulle hande in hulle hare. En ek dink dit is hoe God ook voel oor sy kinders. Asof hy amper met sy hande in sy hare wil sit, spreekwoordelik gesê, wanneer hy sy hande ook so slaan van verbasing. Dit breek sy hart om te sien as sy kinders op die verkeerde pad is. En daarom moet hy optree. Moet hy hulle wys op hulle afskuwelike dade. Moet hy hulle herinner aan sy 10 gebooie, sodat hulle kan weet wat sy wil is. Sodat hulle dit kan gehoorsaam en weer op die regte pad kan kom. Sodat hulle kan besef dat hy die Here is. Dat hy alles weet, dat hy alles sien. Ons moet tog nie lewe asof God nie bestaan nie.
asof hy nie daar is nie. Ons moet tog nie onsself so aan sonde oorgee, asof God nie daarvan weet nie. Want glo my, hy weet. En by die oordeelsdag gaan jy beslis weet dat God al die tyd alles geweet het. Dit roep ons op tot bekering. Dit roep ons op om op die regte pad te kom. Dit roep ons op om te besef en te bely dat God die Here is. En om uit dankbaarheid vir ons verlossing wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het, die vergifnis wat ons by hom gekry het, ons lewe aan hom te wy. Ons lewe vir hom te gee, as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Mag ons elkeen dit doen tot sy eer. Die 10 gebooie dui God se morele waardesisteem aan. Morele waardesisteem is 'n stelsel norms, riglyne wat reg en verkeerd aandui. Die 10 gebooie is God se. Al 6 gebooie, die laaste 6 gebooie, wat te doen het met ons naaste liefde. As ons kyk na die hele wêreld, dan sien ons dit is redelik universeel. Wêreldwyd kom dit voor in landswette en grondwette. Daar's amper nie 'n land in die wêreld waar daar nie 'n wet is teen steel, moord pleeg, bedrog en alles wat daarmee gepaard gaan. Amper elke land in die wêreld het ook 'n soortgelyke waardesisteem. Maar wat God se waardesisteem uniek maak, is die eerste 4 gebooie. Dat ons hom en geen ander God nie moet lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Dat ons net hom alleen moet aanbid, dat ons nie mag afgodsbeelde maak en hulle aanbid nie. Dat ons hom alleen moet lief hê. Dat ons sy naam moet heilig, moet eer en moet respekteer en weet hy's daar en hy sien alles, hy weet alles en hy bestaan. En ook dat ons sy dag moet heilig en aan hom moet toewy. Dit maak God se waardesisteem uniek. Want dit kom nie in al die ander lande se grondwette en waardesisteme ook op dieselfde manier voor. Die volkse oortredings kom ook in ons dag en ook reg oor die wêreld wyd verspreid voor. Die goed wat ons hier gelees het wat Israel gedoen het, is nie vir ons vreemd nie. Dit gebeur partykeer in ons eie huise. Dit gebeur partykeer naby aan ons, in ons eie familiekring. Dan praat ons nie eers van mense wat buite die kerk staan nie, ons praat van mense binne in die kerk. Slegs deur geloof in Christus kan ons vergifnis daarvoor en die ewige lewe ontvang. En moet ons met die krag en onder beheer van die Heilige Gees, met alles wat ons het en is, uit dankbaarheid daarteen veg, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Uit dankbaarheid vir ons verlossing uit genade, moet ons gehoorsaam wees. Moet ons geloof ons in beweging bring, sodat ons kan doen wat God wil hê ons moet doen. Omdat ons weet hy bestaan en hy sien alles raak. En ook omdat ons besef, hy is die enigste ware God en hom alleen moet ons aanbid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet ook vanaand ons koppe in skaamte laat sak, omdat daar baie van die dinge wat die volk Israel gedoen het, ook in ons eie geleedere dikwels plaasvind. Ons moet met berou en met smarte voor U ons sonde kom beween en kom bely. Ons moet kom erken dat ons ook dikwels besig is met afskuwelike dinge. En dit terwyl ons weet dat U alles weet
dat U alles sien, dat niks vir U geheim is nie. Dit terwyl ons weet dat Christus aan die kruis gesterf het, juis om ons te reinig van alle sonde en alle ongeregtigheid. Here, ons is oneindig dankbaar dat U genade vir ons so groot is. Want as dit nie vir die genade was nie, was ons almal nou in die smeltoond gewees. Besig om te vergaan vir altyd en ewig. Dis alleenlik maar omdat U ons liefhet, omdat U ons teregwys en ons stig en ons op die regte pad lei en bring en ons kom haal wanneer ons afgedwaal het. Dat ons maar net deur die genade beweeg en leef en bestaan. En daarom sê ons dankie. En ons vra Here dat U ons bewus sal maak van hoe groot ons dankbaarheid behoort te wees. Dat U ons bewus sal maak dat U alleen God is en Here is. En dat U ons sal motiveer om U te dien, nie soos ons wil nie, maar soos U wil. Ons bid dit in Jesus se naam. En ons dankie daarvoor dat U ons sondes vergewe, wanneer ons dit met berou bely, soos wat U in U woord beloof. Amen. U het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, daarna gaan ons afsluit met die oorwinningslied.